Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Ek wil vandag met jou praat na aanleiding van die verhaal van Petrus wat op die water geloop en toe gesink het en toe weer deur die Here uitgetrek is uit die water. Wil ek met jou praat oor die tema as 'n gelowige twyfel. Luister 'n bietjie wat sê Matteus 14 vers 30 tot 31. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Nou, waarom het Petrus gesink? Die antwoord wat onmiddellik na vore kom, is weens sy ongeloof. Dis egter nie heeltemal korrek nie. Jesus het nie vir hom gesê ongelowige nie, maar klein gelowige. Jesus het nie vir hom gesê, waarom het jy nie geglo nie, maar klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hier is 'n belangrike geestelike waarheid om te leer. 'n Mens wat nie glo nie, kan ook nie twyfel nie. Dis waarom Jesus vir hom sê, klein gelowige. Dink 'n oomblik mooi. Sedert jy volwasse is, twyfel jy aan die bestaan van die tandemuis of aan fiekies? Sekerlik nie, want jy glo nie meer daarin nie. Om te kan twyfel, moet jy glo. Die feit dat jy twyfel, is eintlik 'n bewys dat jy glo. Jou geloof is net klein en swak. Petrus sou dit immers nie op die water gewaag het as hy nie geglo het nie. Daarom is twyfel nie gelyk aan ongeloof nie. Dis nie dieselfde ding nie. Twyfel bestaan slegs waar daar geloof, maar ook aan die ander kant vrees en onsekerheid aanwesig is. Twyfel is die verdeeldheid van hart en van denke. Dis 'n gevoel wat fluktueer tussen geloof aan die een kant en onsekerheid aan die ander kant. Onsekerheid weens negatiewe omstandighede. Hoe nader jy aan volkome geloof beweeg, hoe kleiner word die twyfelelement. Hoe nader jy egter aan die vrees en ontmoedigende omstandighede beweeg, hoe groter word jou twyfel. Wanneer jy twyfel, is dis in 'n sekere sin 'n bemoedigende teken. Die feit dat jy twyfel sê dat daar by jou geloof aanwesig is. Jy twyfel omdat jy glo. Jy kyk net te veel na die golwe en die negatiewe omstandighede. Moet egter nie moed opgee nie. Ons lees dat twee van die belangrikste figure in die Bybel ook by geleentheid getwyfel het. Die een was natuurlik Petrus, van wie ons in hierdie gedeelte gelees het. Die ander een was die man oor wie Jesus gesê het dat daar is niemand uit 'n vrou gebore wat groter is as hy nie. Ja, natuurlik, Johannes die Doper. Johannes is die man wat geroep is om die pad van die Messias voor te berei. Toe Jesus na hom toe aangestap kom daar by die Jordaanrivier, het hy uitgeroep in Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy het die merkwaardige belydenis gedoen dat hy nie waardig is om Jesus se skoenrieme los te maak nie. Hy het die eer gehad om Jesus in die Jordaanrivier te doop. Sy woorde was, ek het dit self gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. In Johannes 1 vers 34. Tog, toe Johannes die Doper in die tronk sit, 'n gevangene van Herodes, stuur hy 2 disippels na Jesus toe om vir hom te vra daar in Lukas 7 vers 19. Is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Hierdie besonderse prediker was lief om uit Jesaja aan te haal. Die profeet wat vertel het hoe die Messias aan gevangenes vrylating sou gee. En nou sit hy wat Johannes die Doper is self in die tronk, met geen positiewe vooruitsig nie. Trouwens, hy sou binnekort onthoof word. En hy twyfel. Ja, dis so menslik om te twyfel. In sulke tye moet ons fokus volkome op Jesus wees. Sal ek en jy vanmôre opnuut ons fokus op hom stel, die Almagtige wat by ons is. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat ek kan moed skep, dat ek kan glo. Groot manne van God al getwyfel, Here, help my om te bly glo. Help my sodat my geloof in U kan groei, o Here. Amen. Seën en sterkte vir jou.